Hallo mense, ek hoop julle het 'n wonderlike naweek agter die rug en ek hoop julle het toe nou gedoen wat ek gesê het en julle voorbereiding bietjie in julle voertuie ingepak en gekyk wat pas en wat pas nie. Ek gaan nou vir julle 'n bietjie 'n paar wenke gee van hoe julle wel kan pak. Ek wil wel vir tannie Marlene sê baie dankie. Hierdie is 'n uittreksel uit haar kombinasie hoe sy die pakstelsel gemaak het vir hulle voertuig. En dit is iets wat julle kan gebruik, maar neem maar kennis op die einde van die dag, selfs as altyd, julle moet dit van toepassing maak op julle. So as julle nou kyk na julle voertuie, het jy nou obviously jou engine kayet, wat jy nou nie iets gaan insit nie, maar dan het jy jou sitplekke, nou of jy nou 'n bakkie of 'n single cab, double cab of 'n kar het, dit maak nie regtig saak nie. Hierdie is iets wat waarskynlik nie sal verander nie en wat baie belangrik is. So by die sitplekke, tussen die sitplekke, hoe ook al jou spasie dan nou opgemaak is, neem maar kennis dat jy moet kyk, dis waar jy jou wapens sal hê. Onthou mense, dit is alles wapens wat volgens die Suid-Afrikaanse wetgewing is, so nie illegal wapens nie. Het jou radio's, water en kits eetgoed. As ek nou praat van kits eetgoed, 'n ander goeie voorbeeld wat jy wel kan doen is jy kan miskien een van hierdie 20 liter emmers vat met 'n deksel op en daar kan jy vir jou dalk enige eetgoedjies kan insit. Jy sal nogal verbaas wees dat as jy 1 of 2 sulke emmers het jy maklik kos vir 2 tot 4 weke as jy dit mooi ransoneer. Dan as jy nou kyk, jy het nou jou dis nou by die sitplekke, dan as jy nou agterkom by jou bak, as jy nou weer 'n keer 'n bakkie ry byvoorbeeld, of selfs jou motorvoertuig, dan sal jy nou jou gereedskap, ammunisiekrat en jou noodhulpsakkie sal jy. Ek sal net wel bysit 'n klein vinnige noodhulpsakkie, sal ek ook voor by my hou, maar jou hoofgroot noodhulpsak sal ek ook binne-in pak, soos wat dit nodig is. Dan binne in jou voertuig self, het jy jou skoonmaakmiddels, so weer eens, ekskuus, ek sê nou binne in jou voertuig, maar ek bedoel eintlik agter op jou bak of in jou kattebak, het jy die volgende: skoonmaakmiddels, potte, panne, toue, 'n klein gasstofie, wat maklik bereikbaar is, so hy moet maar meerendeels aan die agterkant sit, veral as jy 'n koffietjie of iets wil maak, of jy het ooit kans om dit te doen. Mense, dis redelik eenvoudig, maar soos as jy op vakansie ook gaan, en jy het padkos wat jy saamvat. Ek weet nie of die mense dit vandag se tyd nog doen nie, maar ek kan onthou, toe ons jonger was dit altyd een van die lekkerste goed. So jy dink maar op dieselfde konsep. Die padkos eindig op om maklik bereikbaar te wees, en jy weet, so as jy nou agter in die bak pak, dan sal dit sê nou maar die eerste koeler wees. Nou dis dieselfde met jou gasstofie en sê nou maar 'n keteltjie, en so. Dan goedjies soos tafels, kussings, komberse, alles moet bo-op gaan, bo-op jou dak of bo-op jou rak as jy een wel het. Weer 'n keer gaan dit nou maar net oor gemaklikheid, dat jy nie alles hoef uit te pak om by dit uit te kom nie. Daar's gewoonlik maar 2 kratte kos wat jy by jou voertuig het, en jy weet, wat ook al op die dakrak is ook dan nou gewoonlik maar goed, soos jou spaarwiel, jerrykanne, as jy water saamvat, stoele ensovoorts. Vir die eenvoudige rede dat jy moet dit so probeer opstel dat jy nie hoef op die einde van die dag jou waantjie argumentsonthaalwe oop hoef te maak nie. So jy moet amper in 'n situasie sit waar jy basis uit jou voertuig, jou kar, jou bakkie, hoe ook al, kan uitleef. Wat beteken hy moet maar so ietsie van al sê. Ek sal weer die voorbeeld gebruik wat ons gehad het met ons onttrekkingsscenario byvoorbeeld. My vrou en die 2 dogters sou saam onttrek het, en ek en my seun. En in elke my vrou en my dogters, hulle het
ons het in 'n double cab, hulle het 'n double cab bakkie gehad, waarmee hulle dan nou onttrek met 'n boswa agteraan. So in die boswa was daar, of is daar, of was daar, 400 liter watertank, wat deel is van die boswa. Daar was ook, het ons addisionele water ingesit, omtrent nog so, as ek moet skat, nog so 200 liter, wat nou plastic bottles is, ensovoorts. Dan het ons omtrent so 4 koskratte gehad, hierdie swart touts wat jy kry, en dan het ons behalwe dit, het hulle dan nou ook maniere gehad hoe om kos te maak. Nou met die boswa was dit bietjie makliker, want hy het al hierdie snaakse, ek wil nou nie die Engelse woord gebruik nie, maar ek gaan nou maar die snaakse features wat jy kan hierdie dingetjie afslaan en daar's dan nou gewoonlik 'n stofietjie en hy het 'n stort gehad en sulke tipe goed. So dit was baie makliker om hom byvoorbeeld te pak vir gemaklikheid. En as ek bedoel gemaklikheid, dit is basies dat jy kan maklik by die goed uitkom, jy kan redelik vinnig kos maak. As ons wel kampe gehad het, het ons nie noodwendig die kos, baie keer op die kampe dan verkoop hulle maar 'n bietjie kos om geld in te samel ensovoorts. En ons het dit nie sommer gedoen nie, vir die eenvoudige rede ons sou baie keer van die goed gekoop het, al as daar rou goed was wat ons dan nou weer huis toe gevat het, maar ons neem nie sommer deel aan dit nie, vir die eenvoudige rede om jou goed te toets, kyk wat werk nie. So ja, dit was hulle opstelling. So julle sal sien as jy nou so karavaan, wat ook al het, daar is plekkies vir al hierdie goedjies. So dit maak dit 'n klein bietjie makliker. Maar weer 'n keer onthou die goue reël vir my is, jy eintlik nie in jou karavaan, waantjie, wat ook al hoef in te gaan nie. Jy moet opeindig laat jy uit jou voertuig uit kan leef. En dit moet jy omtrent kan onderhou vir 2 weke tot 'n maand. Dis hoe jy moet probeer pak. Hou maar in gedagte, daar moet nog, jy moet jerrykanne hê vir brandstof. Jy kan self besluit waar jy hulle gaan opsit, gaan jy hulle op die bo op die dak sit, of gaan jy hulle binne in die voertuig sit. Ek weet byvoorbeeld ons het my venter trailertjie kon ek die jerrykanne bo op die ventertjie sit, maar daar is ook nou maar 'n risiko wat daarmee gepaard gaan. Hou dit maar in gedagte. Baie belangrik, spaarwiel wat ons al bespreek het, bo op jou dak, nie in sy plek waar hy gewoonlik is nie, en dit is eenvoudig maar net weer, as jy vinnige wiel moet ruil, dan kan jy. Wat beteken jou jack, jou wieleister of tie and iron, al daai goeders moet ook daar, jou wielspanner, moet alles daar beskikbaar wees en redelik vinnig kan gebruik word. So ons het byvoorbeeld ons goed, wielspanner en jack en daai goeders onder die seats ingedruk. Okay, dan kom ons gaan gou na die waantjie toe. Ek gaan nou maar gou 'n waantjie doen. Ek dink 'n karavaan is redelik baie meer gemaklik, want sy goed, soos ek sê, is redelik gepak ensovoorts. Jy kan eintlik die karavaan vul met 'n klomp ander goed. Maar mense, weer eens die heel belangrikste konsep, moenie die voertuig oorlaai nie. Sy gewiglimitasie is die bepalende faktor. Onthou wat het ek in die vorige video gesê, as jy jou voertuig verloor, maak jy jou lewe vir jou 10 keer moeiliker. Onthou, daai beweging is lewe. So jy kan eerder opeindig waar jy jou karavaan of jou waantjie afhak en verder met jou voertuig beweeg, wat jou baie meer in die sak gaan bring as om dit net af te gooi. Kom ons gaan gou na die waantjie toe, die opstelling om hulle daar te pak. So daar is dit half eenvoudig. So jy gaan daar al jou kratte kos, al jou klere, al die kratte skoonmaakgoeders, jy weet so, jy weet enigiets van jou, onthou nou mense, jy moet dit ook prakties pak, dit help nie, jy het 400 liter handy nie, dit is net dom. Weer 'n keer, daai goeders moet julle maar self gaan besluit wat gaan vir julle die beste werk, maar iets so Sunlight seep, en ek persoonlik is baie lief vir die Sunlight cookie seep, want hy het soveel baie praktiese goed wat jy kan gebruik. Ek kan nie met Sunlight liquid noodwendig alles doen wat ek met 'n cookie seep kan doen nie. Ek kan met 'n cookie seep selfs my klere was, in 'n wasmasjien byvoorbeeld. So dis maar 'n paar van die aspekte waarna jy self kan kyk.
Dan het jy nou maar sakke, jy weet al jou sakke en toiletries en jy weet groter gasstofies. Ons het byvoorbeeld dan een van ons of in ons waantjie, venterwaantjie wat ek en my seun mee gery het ons een van hierdie ingeboude gasbraaiers wat jy kan gebruik. So dis nie iets wat jy gaan afhaal en gebruik nie. Maar as jy by 'n eindbestemming of 'n meer permanente basis is dit 'n redelike maklike ding. Jy kan vir redelik baie mense kos gee in 'n redelike kort tydjie. Kampmatrassies 100% driebeenpot, visvang visstokke, jy weet hoeke, sinkers, al daai goed wat daarmee gepaard gaan. Dan iets om onder die matrassies te gooi. So jy gaan nie noodwendig 'n tent en daai goed noodwendig kan opslaan nie. Ek weet byvoorbeeld baie mense gaan jy weet ons het byvoorbeeld al geoefen wat doen jy as jy in jou voertuig moet slaap? Jy weet dis ongelooflik ongemaklik, maar dit is baie makliker om dit te doen veral as jy by 'n plek vannag moet oornag of jy kan nou net nie verder beweeg nie, in plaas om die hele tent katoet op te slaan. Jy weet, gaan jy basies en jy eindig op om net binne in jou voertuig te slaap. Onthou, daar sekere praktiese oorwegings wat 'n mens heeltyd maar in ag moet neem. As jy dink jy stop gou vinnig net oornag hierso en iets gebeur en jy moet vinnig beweeg, gaan niemand vir jou eerstens wag om jou tent op te slaan nie. Tweedens, jy weet die ander scenario waarmee jy sit, gaan jy ook nie kan wag tot 10:00 die oggend laat die dou nou eers afgedroog het en dan slaan jy jou tentjie op nie. Jy weet, so daar's 'n hele paar praktiese oorwegings wat 'n mens heeltyd maar in ag moet neem as 'n mens sulke goedjies pak. Baie belangrik om dit wel saam te bring, want jy gaan een of ander plek gaan jy op 'n meer permanente basis dan nou wel in die kampsituasie sit. Kom ons kyk gou wat is daar nog. So ja, iets om onder jou matrassies te gooi. Dan bo op jou waantjie is daar maar gewoonlik 'n dakrak. As daar nie is nie, bou een, sit hom op. Dis wat ons gedoen het. Ek het myne so gemodify dat ek 80 liter se brandstof bo op kon sit en vasmaak. En natuurlik sy spaarwiel, ook baie maklik verkrygbaar. Maak seker hy is sommer bo op die dakrak. En dan natuurlik moet jy jou tente, gazebos, enige van daai tipe goeders, sit dit maar gewoonlik op jou dakrak van jou waantjie. Dit maak dit net baie makliker. As jy 'n housecone het op jou waantjie, kan jy natuurlik dit ook gebruik, ekstra bottel water, builgraaf ensovoorts, tuinvark ensovoorts, jy weet wat ook al jy dan nou daar kan inpas. Of jy kan natuurlik jou jack en daai tipe goeders daarin sit. Maar ek sal wegbly van dit af vir die eenvoudige rede dat jy kan in 'n situasie sit waar jy dalk jou waantjie daar moet los, vir wat ook al rede dit nou gebeur. Dan het jy dalk nou nie 'n jack ensovoorts nie. So ek hou maar altyd daai goedjies in die kar. Maar mense, julle moet maar gaan en hierdie goed spesifiek tot julle maak. Ek gaan wel die tannie se voorbeeld vir julle plaas en op die video sit. En ek hoop dit gaan iemand help. Maar mense, weer 'n keer, maak dit spesifiek tot julle self. En tannie, weer eens dankie vir die informasie. Dit help, ek dink elke bietjie help. Mense, dan moet julle 'n wonderlike dag hê en dan praat ons môre weer.